Môre. Dis Dinsdagoggend 29 April. Welkom. Ons het saam deur die saligsprekings gestap. En vanoggend lees ons Matteus 5 vers 11. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolglik en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. En dit tref my so diep. Jesus sê nie salig is jy wanneer almal jou goedkeur nie. Hy sê salig is jy, selfs wanneer hulle jou verkeerd verstaan. In sy tyd het eer alles beteken. Om beledig of verstoot te word, was soos om jou hele plek in die samelewing te verloor. Maar Jesus verander die definisie van seën. Dis nie mense se applous nie, maar God se aanvaarding. Ek dink aan die disippels, hoe hulle vervolg was, gespot was en verwerp was. En tog, hulle het bly aanbid. Hulle het bly getuig. Hulle het bly lief gehad. Het jy geweet? Jou ware identiteit lê nie in mense se opinies nie, maar in God se liefde. Vervolging is nie die einde nie. Dis die seël van sy storie in jou lewe. Wanneer jy vervolg word vir Jesus, is jy nooit alleen nie. Hier langs die Weskus, as die storms opsteek, voel dit soms of alles donker is, maar bo die wolke bly die son steeds skyn. Net so, al voel dit soms of jy alleen staan, God se teenwoordigheid is steeds naby. Steeds lig en steeds liefde. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U my nie roep tot gemak nie, maar tot getrouheid. Help my om vas te staan, selfs wanneer dit moeilik is, selfs wanneer ander nie verstaan nie. Ek kies om U te volg, ongeag die koste. Ek behoort aan U, in Jesus naam. Amen. Moenie vergeet nie, vervolging wys nie dat God jou verlaat het nie. Dit wys dat jy sy pad loop. Jou seën lê nie in ander mense se applous nie, maar in sy aanvaarding. En onthou, dalk is jy die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet.